Welkom by hierdie week se AMT Politieke Oorsig. Ons gesels soos ouer gewoonte weer met Prof Theo Venter. Baie welkom by ons vandag, Prof. 'n Plesier. Prof, ons het bietjie nuus gehad oor die naweek. Saterdag is jy toe aangekondig as die burgemeesterkandidaat van JB Marks vir die DA spesifiek dan nou vir die einde van die jaar se verkiesings. Wat het hierdie besluit hoekom het jy hierdie besluit geneem om nou as onafhanklike konsultant eintlik nou in 'n politieke party te beweeg? Ja, dankie Johnny vir die geleentheid. Kyk, dit was 'n baie moeilike besluit. Ek moet dit in die eerste plek sê. Vir die laaste 40 jaar het ek probeer om so onafhanklik moontlik oor die politiek kommentaar te lewer. Maar ergens moet 'n mens weet dat daar 'n einde is aan jou raklewe. Ek is al 5 jaar gelede op pensioen. Ek het die laaste 5 jaar 'n baie aangename tyd beleef. Ek het regtig baie lekker gewerk met wat my eerste liefde is. Maar daar kom 'n tyd waar 'n mens iets moet terugploeg. Ek het altyd, as ek dit so kan uitdruk, buite die boks gestaan en binne-in gekyk. Jy weet, soos in 'n boks kruit. Nou het ek besluit om in die kruit te klim. Ek het klaar op 'n houe gevat, want in die kruit is daar ouens wat slaan. Ek gesien ons 'n paar artikels wat uitgekom het, ja. Daar is ouens wat slaan en die ref is nie altyd sigbaar nie. Dis baie makliker buitekant as binnekant. Buitekant het sy uitdagings om jou onafhanklikheid te behou en om so gebalanseerd as moontlik na sake te kyk. Binnekant verander die spelreëls. Nou moet ek, want ek kon nie burgemeesterskandidaat word sonder om ook by die party aan te sluit nie. Ek was nog nooit 'n lid van die party nie, so dit was een van die voorwaardes. So van Saterdag af was ek nou formele lid van die Demokratiese Alliansie en is my fokus veral nou op die plaaslike regering. En een van die goed wat my daarvan of wat my oortuig het om dit wel te doen, was ek woon reeds 40 jaar in Potch en ek kon sien hoe Potch geleidelik agteruit beweeg. Dis nie net die slaggate wat almal sien of die lamppale wat omgeval het of die gras wat nie gesny word nie of sulke dinge nie. Dit gaan ook oor die finansies van die dorp en dit gaan oor die volhoubaarheid van die dorp. En ek het gedink met my kundigheid, want omtrent 1/3 van die werk wat ek oor die laaste 40 jaar gedoen het, was in plaaslike regering. En plaaslike regering in sy eenvoudigste is 'n kontantvloei besigheid. Jy verkoop grootmaatdienste aan mense vir 'n fooi. Jy kry elektrisiteit, jy betaal daarvoor, hulle verwyder jou vullis, hulle verwyder dit en dat en dit en dat. Maar die essensie van plaaslike regering is, jy koop elektrisiteit aan teen X en jy verkoop dit teen X plus iets. Maar soos dit op die oomblik lyk by plaaslike regering, en Potch is 'n voorbeeld, verkoop jy dit vir X, jy verkoop dit teen X minus iets. Met ander woorde, jou skuld groei eintlik die hele tyd. Dis nie volhoubaar nie. En ek het gevoel ek moet betrokke raak en kyk of ek daardie verhouding nie kan regstel nie. Deel daarvan is natuurlik die geforseerde inkorporasie van Ventersdorp, wat deur die afbakeningsraad aan die begin nie goedgekeur is nie, maar desnieteenstaande het 'n ou wat baie mense gedink het hy op water kan loop, met naam van Pravin Gordhan, het dit goedgekeur, toe hy minister van plaaslike owerhede was. Die huidige afbakeningsraad hierdie jaar het weer daarna gekyk en gesê, dis nie 'n goeie idee nie, maar ons gaan nie Ventersdorp nou wegvat van Potch af tot na die verkiesing nie. En daaroor het die DA nou 'n hofsaak gemaak. So kom ons kyk waar gaan die hofsaak heen. Maar ek wil die luisteraars wat in die Ventersdorp omgewing is verseker daarvan dat as ek burgemeester sou word, dat dienste gelewer sal word aan Ventersdorp op dieselfde vlak as in Potch, totdat die howe anders besluit. So die status quo word gehandhaaf, maar ons kyk of ons bietjie die bestuur van die proses kan verbeter. Prof, soos nou weet ons, ek staan, AMT staan nou natuurlik buite hierdie, ek vat nie noodwendig jou binne in die boks kruit nie, maar ons staan buite, so ons probeer die onafhanklikheid natuurlik behou. So wat beteken dit eintlik nou vir ons weeklikse gesprek, wat 'n mens dan nou, ja, wat ons het elke week, so mens gaan nie noodwendig meer
sekere goed opinies mee kan lewer. Nee, ek kan nie. Ek is uit die ou skool uit. Die feit dat ek nou 'n ticket om my nek het, 'n blou kaartjie. Nou dis maklik vir my 'n blou kaartjie te dra want ek is geneties maar eintlik 'n blou bil. Ek is gebore in Duivelskloof, so as daar rugby of cricket of iets is, dan jy weet ek is aan die blou kant. Ja. So nou is die party ook blou. So ja, ek gaan my daarvan weerhou om oor partypolitieke goed menings te huldig want dit beteken maar net ek sal nooit weer objektief kan staan nie. So dis ongelukkig iets waarmee ek moes vrede maak. Dit is vir my moeilik, maar dit is maar die gevolg. Maar ek dink waar dit gaan oor internasionale gebeure, waar dit gaan oor ander konfliksituasies buite Suid-Afrika, is ek nog steeds iemand wat daaroor 'n mening gaan handhaaf, want ek dink dit val buite die bestek van plaaslike regering. En in 'n sekere sin is plaaslike regering dit laat my ook toe om by die besigheidskool nog steeds betrokke te bly, want 'n groot deel van plaaslike regering gaan oor bestuur, strategiese bestuur, finansiële bestuur en daai soort van goeder. So, maar ek dink tog oor die politiek gaan ek jou help soek na iemand wat vir jou 'n objektiewe mening kan gee van tyd tot tyd. Maar terwyl ons daaroor praat, is een van die goed wat ek tog dink ek oor moet praat, is 'n belangrike gebeure wat môre gaan plaasvind. Dis nou boonbehalwe Waar ek by prof nou wil uitkom met die staatsrede en daar's glo baie interessante goed wat nou daar gaan uitkom. Dis nou boonbehalwe die Madlanga kommissie en die ad hoc kommissie en al die interessante ouens wat nou weer daar praat, maar die staatsrede môre is 'n baie belangrike een. Dit is in beginsel die agenda wat die president skryf vir die land vir die volgende jaar. Dit loop so, daar's allerlei regeringsindabas, denkskrams, en dan word die staatsrede aan mekaar gevoeg. Wanneer hulle die staatsrede skryf, en baie keer lyk die staatsrede soos 'n klomp paragrawe wat aan mekaar geplak is. En dit is eintlik wat dit is, want elke departement gee nou sy stukkie en so aan, en dan die staatsrede, 2 weke later volg die begroting, dan kry ons eintlik hoe die regering dit wat hy nou in die vooruitsig stel gaan finansier. Nou ons weet nou reeds, en dit het al hier in Desember begin duidelik word, dat met die markte wat absoluut begin hardloop, het goudprys wat op is en die rand se waarde wat versterk het en dies meer, is Suid-Afrika ekonomies gesproke in 'n baie beter plek as waar ons 'n jaar gelede was. En as wat ons beplan het voor eintlik, ja. En ons het baie verantwoordelik omgegaan verlede jaar met die bietjie winste wat ons gehad het deur dit terug te ploeg, en dit lyk asof die regering vir die 3de agtereenvolgende jaar net op die begroting alleen 'n klein oorskot gaan hê. Nou, 'n mens moet die term baie versigtig en fyn beskou. Daardie klein oorskot op die begroting word bereken sonder dat skuld in aanmerking geneem word. En jy weet, 20 sent uit elke rand gaan oor na ons buitelandse skuld toe. So as ons skuld eenkant sit en ons kyk net na hoe die regering homself bestuur, dan bestuur hy homself binne sy begroting. Maar ek dink die groot krisis wat ons beleef het, veral vir hierdie program en vir hierdie gespreksgroep, is natuurlik Back and Low. Ja. Dit het 'n geweldige impak op landbou. Dit het krisisafmetings aangeneem, en as 'n mens net kyk na die debatte daar buitekant, en wie sê dit en wie sê dat, en wat sê die minister, en het die minister 'n swak stelsel geërf, het die minister betyds opgetree, al daai vrae. Dringend genoeg, daar's so baie emosie en so baie Ek dink al daai goed gaan môre na 'n punt toe getrek word. As die president nie in sy staatsrede, want dis die regte plek om dit te doen, die erns en die belangrikheid van Back and Low gaan uitlig, en ek dink hy gaan dit doen. Ja. En as hy nie gaan aankondig dat die staat hier Back and Low op dieselfde vlak gaan hanteer as wat hy die COVID-epidemie of pandemie gehanteer het in 2019, 2020, 2021 nie, dan weet ek nie. Maar my verwagting is dat hy dit gaan doen, en dat die staat na vore gaan tree met belangrike intervensies
wat ek dink die landbougemeenskap 'n beter gevoel gaan gee oor hoe dit lyk. En ek wil nou nie, Meer dringendheid aan die saak. ja, maar ek wil amper sê, en ouens kan my nou hiervoor kruisig, maar toe ons load shedding begin kry het, beerdkrag, het ek 'n lesing gegee, ek kan nog onthou in Vredendal, waar die ouens baie knorrig was oor load shedding. En toe sê ek vir die ouens, wat 'n krisis doen, is baie interessant. Die krisis gebeur, en dan is daar nou baie verwyte en baie klagtes, en elke ou verstaan beter, en daar's ouens wat komplotte sien, en daar's ouens wat oplossings sien, en daar's ouens wat die staat betwyfel, alles gebeur. Ja, nee, wat ons nou gesien het gebeur. En dan tree die mense in, dan maak hulle planne. Want as jy 'n besigheidsman is, moet jy 'n plan maak. En jy weet, om 'n generator te laat loop is te duur. So, wat het ons gesien? Ons het gesien dat mense begin self sonpanele opsit, en hulle begin met alternatiewe energie verbruik. 6 maande nadat beerdkrag op sy ergste was, het mense vir mekaar begin vra, hoekom was ons so ontsteld 6 maande gelede? Dis die aard van so 'n krisis. Ek dink Beck and Clough is dieselfde. Ek het 'n groot gevoel vir die boere wat se beeste Beck and Clough het, wat se kontantvloei onder druk is, wat voel hulle is deur die regering versaak. Maar ek dink na môre se aankondiging, dit wat ek verwag, behoort boere oor 3, 4, 5 maande te vra, was die bekleierery in Januarie, Februarie van 2026 regtig die moeite werd? En was dit regtig nodig om so intens oor hierdie goeters te argumenteer, want die probleem is betreklik onder beheer. Jy sien, jy kan nie 'n virus beveg met eksterne faktore nie. Onthou wat se dom goed het ons in COVID gedoen. Ons wou nie sigarette verkoop nie, toe begin die ouens sigarette smokkel. Ons minister van polisie, Bekkie Cele, het mense van die strande af weggejaag. Dit was eintlik die beste plek om te wees tydens COVID. COVID. Ek goed vergeet. Ja, ek het in die strate rondgery in Potch, omdat ek pap afgelewer het by mense wat nie kos gehad het nie. Vir die eerste keer het katte oor die straat gehardloop. Gewoonlik is daar 'n hond wat oor die kat hardloop, maar as niemand ry nie, en daar is nie 'n voertuig wat beweeg nie, dan kom die katte uit. So intens was dit, en dit het niks gehelp nie. Wat uiteindelik gehelp het, was inentings en lewenstylveranderings, maskers en die soort van goed. En ek dink dieselfde is besig om met Beck and Clough te gebeur. Ons moet, dis te laat om nou te probeer om al die hekke en die kampe en die goeters, dit moes al gebeur het en dit het nie gebeur nie. En daai deel van 'n stelsel gewees vir die laaste 20, 30 jaar eintlik. Dis wat ons in Namibië sien. Dis die lesse wat ons kan leer in Botswana en in Namibië. Ons het dit nie toegepas nie. Maar dis water onder die brug deur. Die vraag is, wat doen ons nou? En wat ons nou moet doen, en die enigste antwoord is, en ek dink dit is waarmee die regering tans besig is. Is dit nou wat môre eintlik afgekondig? Wel, dit is wat ek dink môre afgekondig gaan word. Ons moet hierdie virus terugsit na waar hy was. En dit kan jy net doen as jy die land eintlik oorspoel met vaksines. Ons moet miljoene ampoules en stof kry. En ons moet die privaat sektor gebruik, en ek dink daai besluit is klaar geneem, saam met die veeartse en onder toesig moet ons so wyd as moontlik inent. Ek sien geen ander oplossing nie, en dit is wat moet gebeur, en ek hoop dat dit môre deel is van die staatsrede. Maar een ding is wat die ouens baie oor kwaad is, die boere spesifiek kwaad is, ons kan nou al hierdie vaksines beskikbaar maak, maar veeartse moet dit nog steeds inent. En so dit gaan dit nie dalk beskikbaar wees, maar hulle gaan nie beskikbaar vir die dier wees nie. So weer eens is dit nou iets wat 'n mens môre kan hoor. Ek hoop so. Ek hoop daar kom ek dink daar moet. Ja. Ek dink die antwoord is hierdie goed moet gedoen word onder toesig van 'n veearts. Die veearts hoef nie self die inspuiting te dra nie. Daar's sekere goed, sekere boere kan kursusse loop, sekere tipe goed wat hulle dan nou dit self kan doen, om seker te maak hulle doen die rapportering reg en al daai tipe goed. Dis die rapportering en naspoorbaarheid en ek dink dit is, en ek dink dit om die kapasiteit net te verhoog, ja. Dit kan baie vinnig gebeur, want dit is 'n noodtoestand. Ja.
En in 'n noodtoestand moet jy eenvoudig hierdie manier kry om, onthou verpleegsters tydens COVID, moes almal opleiding kry oor hoe hanteer jy die pasiënte, wat maak jy as 'n klomp mense bymekaar sit en daai soort van goed. Hulle het dit nie geweet uit huis uit nie, hulle moes dit geleer word en ons kan presies dieselfde doen. Elke boer, elke persoon wat in beeste werk, weet tog hoe hy inentings doen en dies meer, en ek dink daai opleiding kan baie vinnig gebeur. Ek hoop amper, soos prof sê, ek hoop amper soos COVID nou uit in plek het hy mos nou weer, almal dink is nou griep deesdae, niemand toets eers meer vir COVID nie, maar laat hy dit amper back en klou op 'n manier dieselfde kan wees as ons oor die 5 jaar dat hy uitbreek, dat almal weet, hoor die tapisie protokolle, hier is die inentings, hier so ons dit doen, en dit half as hy 'n streek uitbreek, laat hy so vinnig, laat die protokolle in plek is, om dit so vinnig te kan. Ja, as ek nou weer terug gaan na COVID toe, ons het nie geweet hoe om COVID te hanteer nie, want die vorige pandemie was die 1918 griep, en niemand wat toe die pandemie gehanteer het meer gelewe nie, so ons het die institusionele geheue verloor. So ek dink een van die belangrikste goed wat ons nou leer, is dit wat ons nou gaan leer, en dit wat ons in Brasilië sien, en dit wat ons in Argentinië sien, en Namibië, en Botswana, en oralste waar bek en kloue 'n soort probleemarea is. Ek dink daar, as hierdie krisis nou afgeweer word, moet daar baie deeglike navorsing gedoen word oor protokolle om dit nie weer te laat gebeur nie. Ja, nee, ek stem saam. Prof, bietjie internasionale nuus. Ek wil vinnig, ek weet ons het nie baie spreekbeurte nog met prof nie, maar as mens bietjie internasionaal gaan kyk, ek dink Iran, Amerika is nou nogal seker in die nuus. Ons sien dit in die oliepryse wat amper op $70 op die oomblik is. Wat sien nuutste nuus rondom internasionale konflik, veral nou met Iran? Ja, daar's 2 onderhandelingsprosesse op die oomblik aan die gang waarvan ek dink ons moet kennis neem. Die een is pogings van Amerika om met Iran te praat. Wat Amerika van Iran wil hê is om van hulle kern inisiatief ontslae te raak. Iran weier op hierdie stadium. Hulle sê dis 'n nasionale juweel wat hulle nie gaan los nie. Het hulle vorige aanval op Iran, daai wat hulle so onder die grond hulle gebom het, hulle sê dit lyk my dan nou 'n kleiner effek gehad as wat hulle gedink het. Ons het dit geweet. Kyk, Iran het geweet daar kom iets, hulle het nie geweet wat kom nie. Wat vernietig is met die bombardering, as mens na president Trump luister, dan het die hele plek in duie gestort, maar onthou, daai plek is honderde meters onder grond gewees. So hy's beskadig, maar wat beskadig is die instrumente om Iran te verryk. Maar die verrykte Iran self is toe alreeds weg uit die tonnels uit. So hulle beskik nou nog steeds oor verrykte Iran, en dis hoekom die Amerikaners met hulle onderhandel en te kyk. Nou hierdie onderhandelinge vind nie plaas soos ek en jy nou oor 'n tafel met mekaar plaas nie. Amerika het reeds sy vloot rondom Iran geparkeer. En volgens sê, kom ons praat in vrede. So, you get my drift. Ja. So, daar's 'n bietjie druk op Iran. Hierdie vredesproses kan ons nie losmaak van die gesprek wat op die oomblik oor die Oekraïne ook aan die gang is nie. Dit is ook 'n gesprek wat aan die gang is, en die gesprek oor fase 2 van die vredesproses in Gaza. Dis nie Israel. Dit is nogal min in die nuus die laaste. Ja, want hulle gaan nou in fase 2 in, en hulle gaan nou in die heropbou van Gaza in. Nou dit kan net gebeur as Iran sy hande uit die bedryf uithou, en Iran kan nie op die oomblik daarbey betrokke wees nie, want die Amerikaners het Sirië uit Iran se hande uitgeneem. En Sirië is 'n nuwe regering wat pro-Amerikaans is, of wat ten minste saam met die Amerikaners werk. En die derde ding wat ek dink mense hier in verband moet sien, is Indië, wat Russiese olie gekoop het, is nou deur die Amerikaners ook in 'n nuwe transaksie in. Amerika verkoop nou al Venezuela se olie aan die Indiërs, en nou koop hulle nie meer Russiese olie nie. So die enigste land wat nou olie verkoop aan Rusland is China. So dit maak die onderhandelingsspasie, die vryheid wat 'n ou het, die beweeglikheid, maak dit baie kleiner. So ek voorsien dat daar hierdie jaar 'n hele paar van hierdie goed gaan gebeur. Daar is groter spanning
En dit sien ons op twee goeders, baie duidelik. En my kollega Waldo sou dit al mee bespreek het. Die goudprys bly bokant 5000 en dan is hy so klein bietjie onder en dan gaan hy weer op. Ja. Dit is 'n refleksie van onsekerheid. En dan die tweede ding is olie. Olie het aanvanklik afgegaan so laag as $61 of wat, maar hy is nou weer op. So daar's 'n tekort aan olie of die aankopers van olie verwag 'n moontlike verandering of 'n tekort. So dit sê maar net vir jou, daar is spanning in die wêreld en natuurlik die dollar, dit is nie net die Suid-Afrikaanse rand wat ons versterk teenoor die dollar nie. As jy mens kyk na die rand teenoor 'n mandjie van ander geldeenhede of jy kyk na die dollar vis-à-vis die euro en so, dan sal jy sien dat die dollar is oralste besig om 'n klein bietjie te verswak. Wat in hierdie gesprek met jou wil ek sommer dan November maand toe spring, nie na die plaaslike regeringsverkiesing nie, maar na die middeltermynverkiesing in Amerika, want dit gaan in dieselfde tydperk plaasvind. Ek net vir prof dit vra wat As die plaaslike en verkiesing ek sien Trump se ratings is nogal redelik laag op die oomblik in Amerika. So hy is met onderhandelinge hier besig om te kyk of hy die situasie in Amerika kan verbeter, want sy grootste uitdaging is lewenskoste. En dis tog wat sy verkiesingsveld tog gaan dryf. As hy die Amerikaanse kiezer onder druk gaan sit, gaan hy nie daai verkiesing wen nie. Ja, die ou bekende uitspraak van ou Bill Clinton, it's the economy stupid. So dit gaan weer, want lewenskoste is die ekonomie. Nou brandstofpryse in Amerika is nou in baie state onder $2 'n gallon. En ek neem aan baie van ons luisteraars het al H2A werk in Amerika gedoen. 'n Gallon in Amerika is 3,77 liter, nie 4,5 soos hier by ons nie. So dis 'n belangrike prys daai. En as hy oor 2 gaan, dan raak jy ons jittery. En ek sien ook dat met AGOA is daar toelating vir meer produkte. Suid-Afrika het nog nie die voordeel gekry nie, want daai 30% tarief op ons neutraliseer eintlik die voordele van AGOA. Maar daar is transaksies wat die Amerikaners met die Chinese beklink het. Dit lyk tog asof die Chinese soja gaan koop. Dit lyk asof die totale verbod op Amerikaanse beesvleis ook gehanteer word. So hierdie jaar gaan baie interessante dinamika oplewer op pad na November maand toe. En ek wou eintlik by prof ook gehoor het, want Trump het op sy Truth Social laasweek aangekondig dat China daai sojabone gaan inkoop, extra 8 miljoen ton moontlik. Ek weet nie of dit is maar net 'n tweet gewees. Maar dit maak ekonomies nie sin dat hulle dit koop nie. Hulle het reeds, dis dierder, Amerikaanse sojabone is dierder as Brazilse oes is op pad. So as jy van 'n ekonomiese oogpunt af kyk, sal hulle van Brazil af eerder inkoop. Maar hierdie moet dalk 'n politieke onderhandeling eerder wees, om te sê ons wil graag iets in ruil hê, en wat kan dit wees om die handel aan die gang te hou, moontlik weg te kyk as hulle Taiwan vat. Ek weet nie wat is die moontlikheid. Dis sonder twyfel 'n politieke ooreenkoms en nie 'n ekonomiese en nie, heeltemal reg. As Brasilië oormaat produseer en hulle kan teen 'n laer koers produseer, dan maak dit nie sin uit 'n ekonomiese oogpunt nie, maar die Amerikaners en die Chinese kompeteer met mekaar. En daar's beslis goed agter die skerms wat gesê moet word. Onthou, dit gaan oor sulke dinge soos skaars aardmetale, sogenaamde rare earths, wat almal nou soek. Ons gaan baie kry, maar is net die Chinese wat dit kan ontgin. Ons het nog nie die ontginnings, as ek sê ons, dan is die lande beide China, het nog nie die ontginningsmeganismes in plek nie. Dit gaan daaroor, want baie van die goed wat Amerika nodig het om sy ekonomie, wat gebou is, ek sou sê 40-45% van die Amerikaanse ekonomie is gebou op informasie, tegnologie, verwante goed, dienste, AI, daai soort van goed. Microsoft, Apple, baie groot goed. En daarvoor is hierdie skaars aardminerale en klein magnete en al die goed nodig, en dis net China wat dit maak. So ek dink dis waar hierdie onderhandelingsvlak is, en party van die goed word nie genoem nie, maar die prys is byvoorbeeld groter invoere. En die Chinese kan maklik sê, ons is bereid om daai prys te betaal
ten einde hierdie goeders te kry. Dit Maar sal dis wat nog ek bekend word. Dit gaan nie Ja. vir ewige geheim bly nie, maar dit is hoe dit werk. Maar dis dadelik toe ek die afkondiging hoor, toe dink ek dadelik hulle gaan iewers iets moet prys gee, die Amerikaners, in terme van om net hierdie uitvoere. En ek gewonder of hierdie uitvoere, so boon uitvoere, nie 'n belangrike deel vir Trump se verkiesing is nie, want hy gaan tog die rural community of die landelike gebiede gaan hy nou baie tevrede stel met beter sojapryse. Hy klaar. Ek het al reeds gesien van die Amerikaanse boere het hulle houding bietjie verander, want kyk, hulle het vir Trump ingestem. En kort na hom ingestem het, toes hulle die eerste ouens wat 'n nok vat, want die Chinese koop nie meer dit of dat nie. Ons moet ook onthou dat daar in die wêreld 'n interessante verskynsel is. Japan is 'n baie goeie voorbeeld. Japan het 'n nuwe vrou, 'n dame as sy eerste minister. En sy het nou 'n blitsverkiesing uitgeroep en met 'n oorweldigende meerderheid gewen, wat hulle baie lanklaas in Japan gesien het. Maar haar beleid is 'n baie konservatiewe beleid. Konservatief ten opsigte, wel eintlik is haar beleid, kom ons sit Japan eerste. Presies wat Trump Dis presies wat Trump gedoen het. En Make ons Japan great again. ja, en as ons na Europa toe gaan, dan sien ons dieselfde gebeur daar. Kom ons en hierdie na binne toe kyk na lande. Kom ons doen met 'n konservatiewe tendens of 'n behoudende tendens is besig om oor die wêreld te spoel. So 'n mens moet baie fyn oplet hierna oor hoe lande in 'n globale sin meer na binne toe begin fokus. En dit maak die hele globale ekonomiese stelsel wat tot nou toe eintlik gebou is op multilaterale verhoudings. Free trade agreements. Al daai soort van globalisering eintlik was die woord gewees. Al daai faktore kom nou onder druk. Nie alleen van Donald Trump af nie, maar ek dink Donald Trump was tot 'n groot mate die katalisator wat van hierdie goeters laat veroorsaak het. Prof, altyd insiggewend en interessant om Prof te gesels. Ja, en ons hoop regtig ons kan weer in die toekoms vinnige hopelik so vinnige insaal van Prof afkry. Ek weet die luisteraars is baie sal baie teleurgesteld wees dat ons nou nie meer op 'n weeklikse basis al hierdie tipe goed kan gesels nie. Ek sal dit baie graag wil doen. Ek het dit baie geniet om saam met jou te gesels, maar jy sal my moet vergewe dat ek in die toekoms 'n klein bietjie meer oor plaaslike regering gaan praat. Ja. As wat ek oor nasionale politiek praat. Ek dink hierdie verwysing na die na Bekendlou en die staatsrede wat ek verwag, en dis miskien die laastes wat ek daaroor sê, maar ek dink ook almal van ons wat luister hierna het 'n belang by plaaslike regering. En want die grondpad wat voor jou plaas verbyloop is eintlik deel van plaaslike regering, en jy het die reg om te vra, hoekom skraap hulle nie my pad nie, ek betaal dan erfbelasting. Ja. Ek gaan dit daar los. Prof, baie dankie. Ja, ek hoop ons kan ander persone inkry wat bietjie vir ons dan 'n objektiewe goed oor die nasionale regering en wat dan vir ons kan gesels daaroor, maar ons sal nog bietjie voelers uitsteek wie moontlik dit kan doen. Maar ek wil net vir Prof baie dankie sê vir die tyd en ja, sterkte met die nuwe uitdaging, verseker wat 'n uitdaging gaan wees en die nuwe pad vorentoe. Ek weet Prof gaan 'n groot sukses maak af van. Ek waardeer dit. Okay.